Goeiemôre almal. Ek hoop en vertrou dit gaan goed met elkeen en baie welkom. Ook vanoggend aan elkeen van u hier by ons in die huis van die Here. Dis 'n wonderlike voorreg dat ons ook so as 'n geloofsgemeenskap saam met mekaar mag deel en mag ons ook hier ervaar dat die Here met ons spreek en dat ons hier die teenwoordigheid van die Here mag ontvang en beleef. En ek wil ook sommer so vanoggend aan een en elkeen van u wat hier is en van u wat familie en vriende en gaste ook hier by ons in die gemeente is. Goeiemôre en baie welkom. En mag julle saam met ons ook hierdie geleentheid as 'n absolute geesvervulling en 'n belofte in die naam van ons Here Jesus Christus ervaar. Ons is baie dankbaar dat ons die voorreg het om vanoggend ook saam met mekaar hier te kan wees. Ek wil ook maar net beklemtoon, daar is nie vanoggend 'n kleuterkerk nie. So die kinders vorm vanoggend ook dan deel van die erediens. Daar sal dan nie 'n kleuterkerk geleentheid vanoggend wees nie. Ons gaan begin met ons toetrede. Die eerste lied wat ons saam sing is 'n vlamlied wat die titel As die son opkom. Delien sê vir my hy sing nie lekker nie, speel nie lekker nie, weet nie lekker nie, maar ek sê vir jy moet net seker maak ons hoor hom lekker en dan gaan ons saam sing. So dis 'n bietjie deel van een van die nuwe liedere wat ons ook gaan gebruik en dan direk daarna sonder enige verdere aankondiging as deel van ons toetrede die lied In Verwondering. Ons gaan daarna bly staan om die seën van die Here te ontvang en ons gaan ons danklied wanneer ons daarop antwoord is vonklied 126 groter of hoër as die hemel. Kom ons begin in ons voorbereiding met ons 2 toetrede liedere vanoggend as die son opkom en dan ook die lied In Verwondering.
Ons rig ons hart, ons gedagtes, ons menswees, ons fokus na God en sy belofte in elkeen van ons se lewe. Ons hoor, ons ervaar, ons beleef sy teenwoordigheid. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun, ons Here Jesus Christus, en so die kragtige werking van sy Gees en die belofte wat dit vir elkeen van ons inhou, ook hier tot en met jou spreek. Amen. Ons gaan vanoggend uit die woord van die Here saam lees in 2 gedeeltes. Ons gaan 'n gedeelte lees uit die Evangelie van Lukas. Ons gaan lees in Lukas hoofstuk 3, daarvan af vers 2 tot 6 en dan ook in die gedeelte van vers 15 tot 18. En dan gaan ons ook 'n gedeelte lees in die profeteboek Maleagi. Dit is ook die heel laaste boek wat in die Ou Testament opgeneem is. En ons gaan daar lees in Maleagi hoofstuk 3 vanaf vers 16 tot aan die einde van die 2de vers in die 4de hoofstuk. So ons lees vanoggend saam met die woord van die Here, Lukas hoofstuk 3 vanaf vers 2. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. En hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Dan sal God hulle sondes vergewe en moet hulle laat doop. So staan dit geskrywe in die boek van die profeet Jesaja. Iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul en elke berg en bult platgemaak word. Die krompaaie moet reguit en die ruwe paaie gelyk word. En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Dan lees ons in vers 15. Die volk was vol verwagting
En almal het begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord: Ek doop julle met water, maar my meerdere kom, en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met die vuur doop. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die koring sal hy in sy skuur bymekaar bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die goeie boodskap aan hulle verkondig. Voor ons oorgaan na die volgende gedeelte toe, wil ek hê dat jy vanoggend sal besef dat in al twee teksgedeeltes het ons hier te doen met eintlik parallelle teenoor mekaar. Een saak teenoor 'n ander. En met beide van hierdie moet daar 'n onderskeid getref word. Maar net soos wat daar in vers 18 staan, wanneer hy praat oor Johannes se bediening en sy verkondiging, sê hy ook oor baie ander dinge, het hy dikwels die volk vermaan. Ander woorde, hy het aan hulle die boodskap gebring, 'n boodskap van vermaaning, 'n boodskap van erns, 'n boodskap om te sê: daar is nodig dat julle moet oplet en ook moet luister na die dinge wat God en deur die krag van die Gees en van Jesus gevra word. Maar hoor baie mooi, en hy sê ook, en die goeie boodskap aan hulle verkondig. En dis wat ons ook moet hoor. Hierdie woord vra soms van ons op 'n baie harde en 'n sterk manier, dat ons moet kies, en reg moet kies. Maar die woord en hierdie boodskap is die goeie boodskap wat aanhou verkondig word. Kom ons lees saam in Maleagi hoofstuk 3, daarvan af vers 16, en hier sal ook die raakpunt in hierdie gedeelte sien van die spesifieke metaforiese beeld. Toe het die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor en daarop ag geslaan. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. Hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees die dag as ek ingryp, sê die Here die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy kind wat vir hom werk. En dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie my dien en wie my nie dien nie. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom. So sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. En dan, maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Ek herhaal vers 2 in Maleagi hoofstuk 4. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. En hier is hierdie twee kontraste. Hierdie twee gedeeltes wat teenoor mekaar staan. En alles kom neer op 'n besluit, 'n keuse. Voor die prediking kom ons antwoord deur te sing van Vonklied 328, die eerste en die derde strofe. Tussen die twee strofes sal daar 'n agtergrondbegeleiding wees, wat ons gaan stil word. Ek gaan vir elkeen 'n geleentheid gee vir 'n gebed, en om met die hart en gedagtes te fokus en God te nooi om teenwoordig te wees, waarna ek sal voortgaan in gebed.
God wat ryk is in genade, reik ook na ons sy Vaderhand. En Jesus wys ons wat is liefde. Liefde ver bo ons verstand. Hy kom, hy gee sy lewe, en hy laat ons God se liefde sien. Hierdie redding is genade, wat ons nooit ooit kan verdien. Maar God wat ryk is in genade, reik na ons sy Vaderhand. Hy wys ons hierdie liefde, 'n liefde ver bo ons verstand. Hy gee aan ons sy Seun, Jesus Christus, ons Here, en hy laat ons hierdie liefde sien. En ons ontvang hierdie redding, hierdie genade, wat ons nooit ooit kan verdien. En ons dank die Here vir hierdie genade. Hierdie genade, hierdie belofte, hierdie hoop, hierdie afwagting. U wat ons ken, U wat saam met ons beweeg, U wat ons vul met U krag, U wat U genesende hand oor ons uitstrek, U wat die belofte van die sonstrale van genesing en die hoop van 'n nuwe dag in ons midde bring. Aan U bly ons vas, Here, met hoop, met afwagting, met dankbaarheid. Waar ons lyf ruk en waar dit voel asof ons absoluut in oorgawe gedwing is. Waar die binneste van ons wese gevul is met vrees en onsekerheid. Daar breek die strale van U hoop en die redding deur. Dis die geskenk wat U vir ons gee. En waar ons juig en jubel, waar ons in vreugde en blydskap deel, is U daar, Here. En die strale van genesing is oor ons uitgestrek. Dit alles is genade. Amen. Is daar ooit 'n dag in 'n mens se lewe wat verbygaan, wat 'n mens nie 'n bepaalde besluit moet neem oor iets in die lewe nie? Ek dink ons sal almal vir mekaar kan sê dit is heel waarskynlik absoluut onmoontlik. Of die omvang van hierdie besluit in 'n mate of in 'n manier iets is wat maar net hier op die oppervlak gebeur, of dit dalk miskien net 'n keuse is wat ons moet uitoefen oor wat uit die yskas uitgehaal word om voorbereiding te tref vir later se ete. En of dit 'n baie meer dieperliggende keuse of besluit is wat ons moet uitoefen, 'n besluit wat ons moet neem wat ons in so 'n aard van ons lewe raak, dat ons dalk baie keer sou vra, Here, kon daar dalk 'n bietjie meer duidelikheid wees? Kon daar dalk op 'n manier 'n bietjie meer moeilike omstandighede wees? Kon die tydsraamwerk of die tydstip waarbinne dit gebeur dalk 'n bietjie beter gewees het? So besluite en keuses wat ons moet maak in ons lewe en hierdie besluite wat ons moet neem, hoe groot, hoe klein, hoe gering, hoe eenvoudig dit ook al mag wees. Elke liewe dag is 'n dag waarin daar bepaalde besluite in ons lewe geneem moet word. Party van hierdie besluite kom en gaan. Party van hierdie oomblikke in ons lewe wat gebeur oor die keuses wat ons daaroor moet uitoefen, kom en gaan. Soms is dit so eenvoudig, amper in 'n mate so ongesiens, dat selfs as ek en jy in die midde daarvan staan, sou ons sê, dit voel amper asof dit my nie eers geaffekteer het nie. En dan kom daar besluite. Tye in 'n mens se lewe wat daardie keuses nie so eenvoudig is nie.
nie so maklik is om uit te oefen nie. Die tydstip daarvan sal baie maklik as nie 'n goeie tyd bestempel word nie. 'n eenvoudige beginsel van die besluit en die keuse wat ons moet maak. 'n bepaalde tydstip in ons lewe. 'n bepaalde plek in ons lewe. 'n bepaalde gebeurtenis in ons lewe. Of eenvoudig, of moeilik. Of op die uiteinde van die dag, iets wat ek redelik soms so in 'n drafstap kan benader en kan afhandel, en ander kere word ek dalk plat getrek, moeg gemaak, moedeloos nagelaat, wat my laat wonder, wat my maar dink oor hoekom, oor waarom, oor waarheen, oor wat is volgende. Maar wat alles met hierdie besluite en hierdie keuses in ons lewe te doen het, kom terug na wat die grondslag en die vertrekpunt is van dit wat ons gebruik om ons hiermee te help. Wat is hierdie grondslag in ons lewe? Is dit ons geloof? Is dit lewensondervinding wat ons opgedoen het? Is dit die kennis wat ons opgedoen het? Daardie dinge wat ons letterlik van 'n papier af gaan leer het, gememoriseer het, om die antwoord weer te gee? As die lewe se verloop en die manier hoe ons met dinge in die lewe te doen het, dalk maar so maklik sou kon gewees het om die bladsy te vat en om van bo tot onder op te lees en dit te memoriseer en dan nou maar net so geautomatiseer hierdie proses deur te loop, sou ons gesê, hoe moeilik kan dit dan nou wees? Al wat ek moet onthou is die stappe, die woorde of die antwoord wat ek net moet weergee. Maar die lewe werk nie so nie. Die lewe in die volle omvang van God se belofte bring iets van 'n eenvoud, maar terselfdertyd ook iets van 'n kompleksiteit. Partykeer maklik en ander kere weer bitter moeilik. Maar as ons terugkeer na ons raamwerk toe, en veral wanneer ons vanuit die plek van ons geloof, met daardie grondslag wat in ons lewe neergelê is, kan ons staat maak op wat God in sy woord ons leer. En soms is dit deur eenvoudige, maklike voorbeelde om die kaf van die koring te skei. Dis die spreekwoord wat ons dalk almal iewerste in 'n stadium gehoor het. Daardie spesifieke beginsel van om onderskeid te kan tref tussen dit wat bruikbaar is en dit wat uiteraard glad nie gemeng of deurmekaar gemaak moet word met dit wat die bruikbare is nie. Die mooi beskrywing van die woord kaf is die oorskot van die onbruikbare. Gaan dit weer sê. Die oorskot, dit wat agtergebly het van die onbruikbare. Nou sê gou vir my, wil jy werklik waar met onbruikbare toerusting hierdie lewe probeer trotseer? Wil 'n mens werklik waar jou kop 'n tweede, 'n derde, 'n 10de, 'n 12de, 'n 15de, 'n 20ste, 100ste keer stamp, as 'n mens kon onderskei tref en die bruikbare in die lewe kon gebruik? Dis 'n les, ouers, nie net vir kinders nie, ook vir my en vir jou. Dis 'n les wat 'n ouer nie net aan 'n kind moet oordra en in sy of in haar mondering oordra en beklemtoon en vertel hoe belangrik dit is nie. Maar dis ook vir ons belangrik, want ons moet die voorbeeld stel. Ons moet hierdie voorbeeld stel wat geanker is in die hoop van ons geloof. Wanneer ons in hierdie gedeelte in Lukas hoofstuk 3 met mekaar saam lees, dan sien ons dat hierdie gedeelte vir ons iets vertel van daardie onderskeid wat getref word
Daardie vermoë wat ons tot ons beskikking moet hê, om werklik waar reg te kan kies. En hierdie keuse, en hierdie besluit wat ons neem, moet geanker wees in iets. Johannes doen die voorloop, die aanvoorwerk, die voorbereiding vir die belofte wat daar in die koms van Jesus Christus is. En iets wat hy leer is om te sê dat hy gaan van ons iets vra. Hy gaan vir ons die voorbeeld stel, maar hy gaan ook van ons iets vra. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop, met ander woorde, met daardie kragtige werking van die Gees. Maar hy het ook sy skop in sy hand. Met ander woorde, daardie dingetjie wat alles bymekaar bring wanneer ons iets mors en dit moet opvee. Die stikkend, dit wat oorgebly het, die oorskot, die onnodige. Ek is redelik seker daarvan dat as ek vir jou verduidelik dat wanneer 'n bord of 'n glas geval het en aan skerwe gespat het, gaan jy dit nie in die skoppie bymekaar maak en vir 'n kind sê gaan gooi 'n koeldrank in dit nie. Dis logies. En dis hoe ons ook daaroor moet dink. Wat Jesus van ons vra is dat dit wat nie in plek is nie, hoort nie in ons lewe nie. Dit wat nie nodig is nie, moet weg wees. En dit kan enige iets wees. Dit kan die optrede, die gedagtes, die woorde van ons menswees wees. Dit kan die oorskot van emosies wees. Dit kan die stikkende plekke wees wat nog op pad is na 'n gesond en 'n heel word. Bring dit na my toe. Maar dan kom ons by die keuse. Daardie keuse wanneer hy sê dat die koring sal hy in die skuur bymekaar bring, maar die kaf, die oorskot, die onbruikbare, sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. En hoor mooi, dis nie 'n bedreiging of 'n dreigement of 'n bangmaakstorie oor die hemel en die hel in kontras met mekaar nie. Dis 'n boodskap vir hier en vir nou om te kies. 'n boodskap om te kies. 'n boodskap om te weet. 'n boodskap om te hoor. 'n boodskap om aan vas te hou. Net so min as wat jy vir 'n kind of 'n kleinkind of vir iemand in 'n gebreekte glas vol glasstukke koeldrank wil gee of water wil gee en sê drink. Net so wil God nie dat deur die krag van die Gees die glasskerwe van die lewe ons vernietig nie. Kies. Maak daardie keuse. Maak daardie besluit en leef dit uit. In hierdie spesifieke gedeelte sê hy dat hierdie woord, hierdie belofte van Jesus, is 'n belofte en 'n woord wat met krag en met onderskeid kom. Wat met 'n keuse kom. Wat 'n besluit in jou lewe van jou vra. En hierdie keuse wat jy uitoefen, raak jou lewe. Maar daar waar dit gesorteer word, daar in jou binnekamer, daar in jou gedagtes, daar in jou stilte, daar in jou lofprysing, daar in die belofte van God se genade, daar waar hy my en jou bymekaar maak en waar hy elke dag met ons werk, daar waar hy ons vir 'n oomblik in 'n omstandigheid uithaal waar ons nie moet wees nie, daar waar hy ons stuur waar ons nie wil gaan nie, maar moet wees, daar is die kragtige werking van God besig om die kaf van die koring te skei. Die onbruikbare uithaal en om jou bruikbaar in sy koninkryk te plaas, sonder verskoning en sonder voorbehoud. En dan lees ons die gedeelte in die Maleagi profeteboek,
waar hy eintlik presies hierdie gedagte ook net so stel. Elke keuse kom met 'n gevolg. Elke besluit wat ons neem, kom met 'n resultaat of 'n uiteinde. En wat ons gebruik, en hoe ons hierdie besluite neem, hoe ons hierdie voorbeelde stel, hoe ons hierdie lewenspad betree, het 'n absolute belangrike integrale deel van die eindproduk wat ons gaan bereik. Want hoe ons hierdie besluite neem en hoe ons hierdie keuses in ons lewe uitoefen en wat ons gebruik as die anker en die mondering van dit wat ons nodig het, is belangrik. Verlede week het ek verwys na die mondering, die wapenrusting. Hierdie wapenrusting wat elkeen 'n plek in hierdie lewe inneem. En elkeen van ons het hierdie spesifieke wapenrusting wat ons met ons saamneem. Maar sommige kies die teenoorgestelde. Kies nie die antwoord wat die uitkoms bring nie. Kies nie die antwoord wat die belofte inhou nie. Kies nie die antwoord wat 'n getuienis is van God se genade in ons lewe nie. En dan sê hy, daar is die wat eerbied het vir die naam van God. Die wat voor hom sal neerval, sal stil word, hom sal eer en hom sal erken en aan hom al die lof en die eer sal gee, want hy is God en koning. In die woorde van lied 126, hoor as die hemel, U is koning, grote koning, God van mag en krag. Dis die belydenis. En daar is die wat deur die lewe gaan, lukraak, onaangeraak, sonder motivering, sonder hoop, sonder afwagting, sonder belofte, sonder erns, sonder hierdie bereidwilligheid om te ontvang, sonder om te leef en sonder om te getuig. En ek dink dis 'n leë lewe. Dis 'n eensame lewe. Dis 'n lewe wat gestroop is van God se krag en belofte in ons menswees. God gee nie net sy woord sodat daar mooi Bybelversies moet wees nie. God bring nie net sy belofte vir 'n kortstondige vertroosting of 'n aansporing of 'n bemoediging vir wanneer ek ietsie nodig het en oopmaak en hopelik val my oog op die regte plek nie. God is ewig. God is altyd. Ja, hy is genade. Selfs wanneer daardie glasstukke en skerwe van die lewe ons seermaak. So wat is ons keuse? Wat is die besluit wat ons uitoefen? Kom ons lees nou weer in Maleagi hoofstuk 3 van vers 16 af. En die vraag is, wat is jou keuse? Toe het die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor, en hy daarop ag geslaan. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. En hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees die dag wanneer ek ingryp. En ek sal goed wees vir hulle. Soos iemand goed is vir sy kind wat vir hom werk. En dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, en tussen wie my dien en die wie kies om my nie te dien nie. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. En die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees en hulle sal verbrand word deur die dag wat kom. So sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel nie 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing
in sy strale. Ons almal het hierdie behoefte na genesing. Of dit geestelik is, of dit emosioneel is, of dit fisies is. Hierdie genesing het ons in ons lewe nodig, want ons het nodig om heel te wees vir God se roepstem in ons lewe. Ons het nodig om hierdie heel te wees, sodat ons kan diensbaar wees met die koninkrykwerk van God. Dat ons die regte besluite kan neem in ons lewe, dat ons die regte voorbeeld kan stel in die lewe. Dat ons met liefde en gehoorsaamheid kan hoor wat die roepstem van God van ons vra. Vir die wat kies, sal die sonstrale van genesing oor hulle skyn. Vir die wat kies om hom met eerbied en in afhanklikheid en in belofte om te dien en te volg, die koring wees, die bruikbare wat agterbly. Die kaf, die onbruikbare oorskot, sal verbrand word. En ek weet, party wil hierdie teks gebruik as die bangmaak storie vir die hel. Dis nie die bangmaak storie vir die hel nie. Dis die keuse vir God. En ek gaan dit met 'n rede nou weer sê. En ek wil jy moet hoor wat ek sê. Hierdie teks is nie 'n bangmaak storie in die Bybel om kinders te vertel van die hel en groot mense bang te maak nie. Want as jy uit 'n plek van bang vir God kies, wat beteken dit? Ek gaan dit weer sê. As jy uit 'n plek van bang vir God kies en nie uit 'n plek van eerbied en hoop nie, wat help dit? Het jy ster tussen die bene bang gehardloop? Of het jy gesê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here, en U sien my raak. Kies, dien, volg, diensbaar. Die kaf van die koring skyn, sê Here, ek is diensbaar in U koninkryk. Die mondering wat ek aantrek en die wapenrusting wat ek opneem, is die lewe wat ek leef, wat U vir my gee. En ja, Here, my lewe kom met letsels. En my lewe kom met 'n storieverhaal, 'n storielyn, wat dalk ander mense se oë sal laat rek, wat sommiges dalk 'n U-draai sal laat maak. Maar ek kies U, Here, en U kies my. So wat is ons keuse? En wanneer ons kies, uit watter plek uit kies ons? Uit 'n bangmaak storie se plek? Of uit 'n verhaal van hoop en verlossing? Uit 'n plek van vrees en angs? Of uit 'n plek van genade en hoop? En mag hierdie sonstrale van genesing, hierdie belofte van God se teenwoordigheid, vrede bring, hoop bring en belofte bring. So wat is jou keuse? Amen. Terwyl jy net so bly sit, kom ons word vir 'n oomblik stil en ons hoor ook hoe die Here in sy genade met elkeen van ons werk. Ons hoor ook dat die Here vir ons sê dat ons voor 'n keuse staan, 'n besluit. Dis die wil van God vir ons lewe. En hierdie wil van God is nie net 'n refrein wat herhaal nie. Hierdie wil van God is nie net die wet en die voorskrifte en die bepalings nie. Dis nie net 'n lysie van dinge nie. Dis die hart, die belofte van God se uitkoms. God het gesê, ek is die Here wat jou uit sondeslawerny gelei het na 'n nuwe lewe. En jy mag geen God hê buite my nie. Vereer dan geen gesneede beelde nie en maak van my geen gelykenis. Maar dien my, wat alomteenwoordig jou skepper en verlosser is.
En gebruik die heilige naam nooit ydel nie, want God is waaragtig in sy trou. Hy straf die wat hom belaster, maar die wat hom liefhet, word behou. En met wysheid het hy rus en arbeid vir ons, sy mense hier beveel. Daarom gedenk ons hierdie rusdag. Ons hou dit heilig en ons sal in sy seën deel. Eer ouers en eer owerhede. God gee aan hulle die gesag en die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Jy mag nie doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou lewe rig. Jy mag die egband nie verbreek nie, behou wat God in liefde stig. Jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou en moenie aan valse dinge deelneem nie. Wees een wat by die waarheid hou. Want die hart is setel van die lewe, maar laat hom ook so gou mislei. Aanvaar in denke en begeerte die gees van God se heerskappy. En dan bely ons en ons erken, deur u volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. Maar u gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Amen. Kom ons antwoord staande, deur te sing van Vonklied 144, en daarna bly jy staan om die seën van die Here te ontvang, en ons sluit ook af met die oorwinningslied. Ontvang elkeen die seën van die Here en gaan leef dit ook so uit en gaan getuig daarvan. Mag die vrede van God, die liefde van Jesus Christus, die hoop en die belofte van sy Gees, jou lewe aanraak, jou rig, jou versterk, jou lei, jou vertroos, jou omarm tot die eer van sy naam. Amen. Halleluja,
is julle time hom ook net perfek. As hy sê, dan gaan sit julle. Genigtig, ek hoef nie eens meer vir julle so te maak nie dan. Baie dankie, dankie Christian, Christa, dankie Renate vir die help met die sang, dankie Deline, al was ons een vlamlied nog al maar dis hoekom ons nuwe liedere moet aanleer, nê. So dankie ook vir julle deelname, ook so aan die erediens en baie dankie aan elkeen wat vanoggend ook hier deel is daarvan en vir die wat ook die woord van die Here so saam ontvang en dit dan ook gaan uitdeel. Ek begin by ons verjaarsdag vir hierdie komende week, Salome Jonk verjaar vandag die 9de Februarie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nou ja, gaan my geleentheid om ietsie te sê. Nee man, julle sien, Dominee Jaco verjaar môre. So julle sal hom dalk ken as 'n dominee wat 'n hospitaalbesoek doen, preke doen, huisbesoek, miskien as daar ietsie moeiliks is in die huis, dan sal ek kom help om dit uit te sorteer. Ek kom fluister iets vanoggend in jou oor. Daar's ietsie meer wat jy van hom kan kry. As jy dalk jou dak wil verf of jou paving wil doen by die huis, bel hom, hy ken iemand. Sal vir jou kom help. Miskien het jy nodig om 'n nuwe kar te koop of net raad oor iets. Hy ken iemand, bel hom. So Dominee Jaco, as jou foon te veel begin lui, kom drink maar 'n koppie koffie, dan praat ons daaroor. Baie geluk met jou verjaarsdag van môre. Mag dit 'n wonderlike dag en jaar wees vir jou en vir jou gesin. En ja, dankie vir die dominee wat jy is, die vriend en al die ander dingetjies soos ek nou net gesê het. Geluk met jou verjaarsdag. Julle sal dit nie glo nie, maar ek hou nie van sulke aandag nie. Dit is vir my, dit maak my bitter ongemaklik. Maar in elk geval, en dan die ander ding is, ek hou nie daarvan om onderbreek te word nie. Maar in anyway, kom ons gaan aan met die verjaarsdag, en dan gaan ek nou ietsiekies sê. Dan ook, en dan word my klank ook afgespreek. Moet ek stil bly? Don't worry about that extra line that's creeping up upon your face. It's just a part of nature's way to say you've grown a little more. Trees have rings and thicker branches. Kids' shoes get a little together all the fun we've
mag ek nou weer aangaan. Dankie, dis 'n baie kosbare lied. Ek wil nou gou vir die kinders vra, waar's al die kinders? Steek gou vir my julle hande op. Ons gaan gou 'n som doen. OK? Ons gaan 'n som doen en die een wat reg is. En hoor mooi, jy moet reg wees. Die een wat reg is, gaan veroorsaak dat al die ander kinders vandag kan afkry by die Sondagskool. OK, so hierdie is 'n belangrike vraag. As ek 5 jaar terug 25 was. Wag. As ek 5 jaar terug 25 was, hoe oud is ek môre? Onthou 5 jaar terug was ek 25 en ek is dan môre hoe oud? Dis 5 jaar later. Hoor hierso oom Koot. Ek praat met die kinderkinders. So hoe oud is ek dan? Sê 'n bietjie vir my. Is jy okay? Kom ons probeer weer. As ek 5 jaar terug, kom ek hoor gou by jou. 30. Verkeerd. As ek 5 jaar terug 25 was, hoe oud is ek môre? Is jy? Verkeerd. Ek is môre 27. OK? So julle moet asseblief almal julle wiskundige klasse gaan oordoen en al die skoolgeld gaan terugvra. Kom ons sê vir al die ander mense wat verjaar ook geluk. Oom Tommy verjaar saam met my, oom Tommy Du Plessis. Oom Tommy is 85. Dis 'n ongelooflike wonderlike voorreg. En dan verjaar tannie Elbie Snyman. Ons is amper 'n tweeling gewees tannie Elbie. 76. Ook dan Dinsdag. En dan Wilmarie Boysen. Wilmarie, waar is jy? Ek het jou nou gesien hier buitekant. Waar's Wilmarie? Wilmarie verjaar. O, daar sit Wilmarie. Dankie. Wilmarie verjaar die 13de. En dan is jy dan 28, Wilmarie. Goed. En dan verjaar oom De Jager Foster. Oom De Jager, waar's oom? Ek wil hê oom moet gou saam met tannie Thelma vir my sommer opstaan ook asseblief. Kom tannie Thelma. Oom De Jager het vir daai op pad na 80 toe het hy 'n bietjie ondersteuning nodig. En dan ek wil vir julle ook in die besonder met oom De Jager wat die 14de verjaar. Dis 'n Valentynsdag liefde. Baie geluk oom De Jager ook met oom se 79ste verjaarsdag. Maar nou weet ek op hierdie jeugdige ouderdom van julle het julle worteltjies uitgetrek hier in julle omgewing en julle het julleself daar gaan hervestig in die ooste van Pretoria. Nou ek weet op 80 het 'n mens ook nou nie meer so baie lus om so ver te luister nie, veral as die dominee so lyk, dan soek 'n mens 'n kerk nader. Ek wil vir julle sê baie dankie. Ek het nou nie my huiswerk gedoen om seker te maak presies hoe lank was julle by ons in die gemeente nie, maar so 10 jaar. So ek wil vir julle sê baie dankie. Dankie vir die tyd wat julle hierin was. Ek weet as ons hier met die potjie kos en die goed besig was, dan was julle hier om te help. Tannie Thelma met die Bybelstudie, die inskakeling, die bereidwilligheid om te help. En ek hoop regtig waar daar as julle by 'n ander gemeente inskakel, dat julle ook met soveel liefde ontvang sal word, want dis regtig die liefde wat ons ook hier vir julle ontvang het, en julle ken my, ek sê dit nie net nie, ek bedoel dit werklik waar. So sterkte met hierdie pad wat voor lê, en mag julle meer gereeld hierdie kant toe ry, as wat julle daar te gemaklik raak. Is dit 'n ooreenkoms wat ons het? Kom ons gee vir hom De Jager 'n lekker hande klap, en ons bid vir hulle, veral die seën van die Here toe. Dan verjaar tannie Nelie van Rooyen. Sjaal, is ons datum reg? Is julle seker so, Ronel? Goed, so tannie Nelie verjaar ook die 14de Februarie en dan ook Liesel Harmse die 14de. Dan het ek die 15de Februarie Chris Marie van Staden. Ek sien jou vrou lief is Nee, wag 'n bietjie. Chris Marie van Staden. Waar's Chris Marie? Ek nou raak ek amper 'n bietjie deur mekaar met die dame. Dis jou sussie, ja. Dankie tog. Waar is Chris Marie? Het jy haar nou weer by die huis laat bly? So Chris Marie verjaar ook die 15de en dan Quentin Needham en dan ook so Mieke Kreer wat verjaar. So aan julle almal met julle verjaarsdag baie geluk. Mag dit 'n ongelooflike mooi dag en 'n baie geseënde lewensjaar ook wees. En kom ons klap vir almal lekker hande wat verjaar. Dan wil ek graag hê ons moet asseblief ook vir die volgende persone voorbidding doen. En ek wil graag in die besonder ook dan, soos wat ek die name Cindy Horren, Johan Vertongen, Renier en Petra Swiegers,
Christian, maar sy seun Baksteen, dis hoekom dit tussen hakies is vir julle twee, vir julle as gesin ook, met Baksteen en hierdie moeilike tyd, baie seën, baie sterkte. CJ Uys, Lawrence Figart, ek het vanoggend, as jy die dominee bel, dan mag jy vir hom tot na 2 in die oggende boodskappe ook stuur. So Lorraine, ek sê dit tong in die kies, maar dit is ook, Lawrence het 'n operasie ondergaan Dinsdag, en hulle moes hom vanoggend weer terugskuif na die ICU toe, so ek wil vra dat ons asseblief daar ook vir hom sal voorbidding doen. Elna de Plooi, en dan dis wat gebeur as 'n mens aan die slaap raak, dan raak jou kop die note. Dan ook Taniana, wat in die hospitaal was, en Tini, ek wil vir jou ook baie seën en baie sterkte toebid. Ek het gevra die naam moet bygetik word, en ek sien ons het dit nou nie betyds gedoen nie, maar dit raak bietjie deurmekaar daar agter. So Tini, vir jou ook, het jy al enige terugvoer gekry? Nog so 'n maand nou. Okay, maar baie sterkte ook vir julle as gesin en familie, en dan ook so aan almal andersins. Ek wil vir u vra, as daar 'n spesifieke behoefte vir voorbidding is, stuur gerus my ook 'n boodskap, stuur vir Alicia by die kantoor ook, en ons wil graag hierdie ook dan doen. En dan gaan ons 'n bietjie oor ook na komende Vrydag toe, dis nou die Valentynsdag pret. Alicia sê vir my, ons het nog bitter min besprekings gekry vir die bokse en die goed wat ons saam gaan stuur en ook hier gaan kom doen. Dan wil ek ook hierdie ouers moet weet, die beplanning is dat ons hier 'n kuieraand en 'n deernag by die kerk gaan hê. Daar is nog bietjie min kinders wat aangedui het rondom dit. Ons moet ons beplanning vir dit doen. Anders gaan ons dalk hier in die middel van die week net 'n besluit neem dat dit 'n kuiergeleentheid gaan wees tot 'n sekere tyd, en dan sal ons van daar af gaan. Maar asseblief ondersteun ons. Die skakel is gedeel op ons groepe. Dis R250 vir 2 persone vir die date night, en dit sluit ordentlike en lekker kos in wat daarmee saamgaan, en jy hoef nie iemand te hê om dit te bespreek nie, bespreek dit nie. Goed, so asseblief, en dan die kostes daarvoor is R250 met 'n voorgereg, met 'n hoofgereg, met 'n nagereg. Daar sal ook wyn beskikbaar wees wat bestel kan word, en dan het ons gesê ons wil vandag 'n trekking doen, maar gaan dit so klein bietjie uitstel. So ons gaan kans gee tot môre 12:00 toe. Ons wil graag dit ook sommer net as 'n lekker aktiwiteit maak. So teen môre 12:00 gaan ons 'n lys saamstel van al die bestellings wat geplaas is, en ons gaan 'n trekking doen, en een persoon gaan daardie spesifieke wat jy bestel het, gaan jy regtig waar wen. Ons wil dit graag ook so doen. So kom ons ondersteun hierdie projek, en kom ons maak dit 'n lekker kuiergeleentheid vir volgende week Vrydag dan. En dan ek herinner ek julle ook maar net aan ons aandmark. Kyk gerus 'n bietjie, ek sal vandag weer die afkondigings ook in 'n PDF formaat sal ek insluit met die boodskap wat ek stuur, en dan kyk jy gerus net na die res van die inligting. So kom kuier asseblief. Ook Vrydag aan saam, ek wil dit nou nie hardop sê nie, maar eintlik is dit my partytjie en ek nooi julle. Maar jy moet maar net self betaal, want ek kan nie vir almal van julle vir jou kosbakkie betaal nie. So kom kuier groot asseblief saam Vrydag, en dan sien ons mekaar DV volgende Sondag. Het ek iets vergeet? Alles reg, daar is lekker tee en koffie, is daar koeldrank. Oom Bux kan ons dalk net so, ons het laas gesê, ons wil net so 'n bietjie van die ou ros ook uitsit. As dit moontlik is, dan kan die wat in die kombuis besig is om vir ons te help, net so vinnig 'n bietjie van die koeldrank uitsit ook. Dit is nogal warm. Sien mekaar DV volgende Sondag. Mooi dag. Sterkte vir die res van die week. Dankie dat julle hier was vandag.